Liewes van ons Here Jesus Christus, wat 'n voorreg vir my om voor julle te staan vanoggend en die woord van die Here vir ons weer eens uit te lê. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6 verse 1 tot 3. Efesiërs 6 verse 1 tot 3 en julle vinger ook oophou in die parallelle teksgedeelte tot ons teks in Kolossense 3 vers 20. Efesiërs 6 vers 1 tot 3 en Kolossense 3 vers 20. Ons gaan aan met ons studie deur die boek van Efesiërs. Julle sal onthou, ek het vir julle genoem, in die eerste 3 hoofstukke van hierdie brief word God se verlossende genade deur Paulus bespreek. Uit genade deur die geloof is julle gered. Dis nie uit julleself nie, is die gawe van God, sodat niemand mag roem nie. Ons is sy maaksel, soos ons ook gesing het vanoggend. En nou in die tweede gedeelte van die brief, die meer praktiese deel van die brief, beantwoord Paulus sekere vrae vir ons en hy maak daai leer omtrent God se verlossende genade vir ons prakties, wat die gelowiges alledaagse lewe aanbetref. En ons staan voor die vraag, hoe behoort die verloste dan nou te leef in die huis? En ons het begin so 'n paar weke terug met Paulus se antwoord op hierdie vraag. Hy beantwoord die vraag in terme van die 3 mees prominente verhoudings in die eerste eeuse huis. En dit is ook nog vandag die geval. Ons het begin met die huweliksverhouding tussen man en vrou, klaargemaak daarmee. En vandag kyk ons na God se wil vir kinders. Die volgende verhouding wat aangespreek word in ons teks is die ouer-kind verhouding. En ek wil vandag as tema bietjie stil staan by wat die woord van die Here sê oor God se wil vir kinders. Efesiërs 6 vers 1 tot 3. Ons gaan kyk na die wie, die wat en die waarom van die kind se verhouding met sy ouers vandag. Ek wil net die vraag vra eers, wie is kinders almal hier vandag? Ek het geweet. Wie is tussen 5 en 18 hier vanoggend? Steek julle hande lekker hoog op vir my. Tussen 5 en... Wil julle nie vir my vorentoe kom nie? Hier's nog baie plek. Julle kan vir pappa en mamma saambring, maar oom Dominee wil julle onder my oë hê vanoggend. Ek wil julle graag in die oë kyk. Julle moet eers hoor wat ek vanoggend sê. Kom vorentoe. Asseblief. Al die kinders so tussen 5 en 18 jarige ouderdom. Ek het in my voorbereiding vir die teks vandag heelwat nagedink oor my eie kinderjare. En op grond van dit wat die woord van die Here sê, die woord van die Here is vir ons geïnspireerd en gesaghebend, en ook vanuit my eie lewe wil ek 'n oproep doen aan die kinders vanoggend. Aan my eie kinders, Inay, Elrike, Madeleintjie, my liefkinders, julle moet mooi luister wat pappa vanoggend sê, maar aan al die kinders in ons midde, en die kinders wat gaan luister na hierdie boodskap, luister goed wat ek vanoggend vir julle sê. Die van julle wat skryf soveel as moontlik neer. Let op wat ek sê, soveel as wat jy kan inneem vanoggend. En leer by wat ek vir julle voorhou uit die woord van die Here vanoggend. Dit wat ek julle meedeel uit die Bybel vanoggend is die woorde van lewe. Wil jy die seën van die Here op jou lewe beleef, jongeling? Ek is seker julle wil. Dit wat ek vanoggend aan julle meedeel, sal die seën van die Here op jou laat rus. Dit sal verseker dat soos wat die Bybel van Jesus Christus sê in Lukas 2 vers 52, dat jy sal groei in wysheid en jy sal toeneem in guns by God en by die mense. Dit wat ek vanoggend vir julle sê, is nie moeilik om te onthou nie, maar dit sal stabiliteit en sekuriteit in jou lewe verseker. Dit sal jou help om vooruitgang te maak, dit sal jou voorspoedig maak, dit sal jou weerhou van dwaase besluite in jou lewe en gevolglik ook rampspoedige gevolge. En deur die seën van die Here sal jy gemoedsrus beleef. Wil jy dit graag hê vir jou lewe?
slaan dan ag op die woorde van lewe wat ek vanoggend met julle deel uit die Bybel uit. Voor ons begin, kom ek lees vir ons dan net hierdie 3 verse en dan sal ek bid vir die Here se hulp. Kinders, sê die woord van die Here, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op aarde sal hê. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë. Vader, in diepe afhanklikheid kom buig ons onsself voor U neer. Ons ag onsself so bevoorreg dat ons vanoggend in die begin van 'n nuwe week weer eens U woord kan oopmaak. Dat ons kan lees wat dit vir ons sê, wat U hart en waarheid en wil vir ons is. Dat dit verduidelik kan word en toegepas kan word aan ons lewens. U woord is vir ons so kosbaar. Die hoogste bron van gesag en waarheid in ons lewens. En ek wil bid, Here, dat U spesiaal met die kinders sal wees vandag. Dat U vir hulle ore sal grawe wat hoor, oë wat sien, geestelik, harte wat met insig en wysheid van die Gees sal inneem dit wat hulle hoor vandag. En vir die res van ons, help ons om nie af te skakel, omdat vandag se tema 'n baie spesifieke gehoor het nie, Here, maar help ons om te luister na die gepredikte woord van God, dat ons mag verstaan wat U waarheid en wil is, en sodat ons ook vir die kinders in ons midde ingelig mag bid, hulle mag bemoedig, die ouers mag bystaan, en ook vir die kinders en kleinkinders in ons vriendekringe en families mag begelei. Wees met ons vandag, en mag die uitkoms van die prediking van U woord dit bereik wat U daarvoor bestem het. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Goed kinders, ons begin dan nou by die eerste vraagie, wie? Aan wie word hierdie woorde gerig? Wie van julle kan vir my sê? Kyk in die teks. Kinders, absoluut. Kinders, wie is hierdie kinders? Die Griekse woord wat gebruik word hier, wat vertaal word as kinders, is tekna. Dit is nie die normale term vir 'n jongeling of 'n kleuter nie. Dit is die term vir nageslag. Baie interessant dat Paulus hierdie term gebruik. Die definisie van hierdie woord is onmiddellike nageslag sonder verwysing na geslag of na ouderdom. Met ander woorde, as dit beteken onmiddellike nageslag, julle verstaan tog, dit is die kinders binne in die gesin wat na verwys word. Die biologiese nageslag van pappa en mamma. Sonder verwysing na geslag, met ander woorde, soos dit duidelik is vanuit ons Afrikaanse Bybel, seuns en dogters word ingesluit. Seuns en dogters moet mooi luister na die wil van die Here. En dit is ook sonder verwysing na ouderdom, wat baie interessant is. Ons verstaan dit as verwysend na kinders ouderdom 5 tot 18. Hoekom sê ek so? Wel, dit kan nie kinders jonger as 5 wees nie, want die opdrag hier word gerig aan kinders. Dit sê nie ouers, maak julle kinders gehoorsaam nie, dit kom na die kinders toe. So ons neem aan dat die kinders, ten minste kinders oud genoeg om te kan verstaan, hulle die ouderdom van diskresie bereik. Is gewoonlik van so 5 tot 7 jarige ouderdom, en wees gehoorsaam aan julle ouers, menende hulle wat onder die direkte gesag van hulle ouers staan, nog in die ouerhuis. Maar omdat hierdie woord nie verwysing het tot ouderdom nie, beteken dit het ook relevantie daarna. En daarom is hier al klare eerste toepassing in my denke, ouers en skoonouers, voogte. Vir julle wil ek sê, net omdat jou kinders uit die huis uit is, beteken nie jy hou op om 'n ouer te wees nie. Wees steeds bereid om jou kinders, al het jou verhouding met hulle verander, vanaf die ouer-kind verhouding na die meer
volwassene tot volwassene verhouding, begelei hulle steeds in die Here. En vir die kinders, julle wat nou al reeds uit die ouer huis dalk uit is, of dalk met een voet al uit die ouer huis is, julle wat studeer, jong volwassenes en so aan, eer steeds jou vader en jou moeder. Dit geld nie net vir die jongeling in die huis nie, dit geld vir ook ons wat al bietjie ouer is. Eer jou vader en jou moeder, let op hulle lewe, hulle voorbeeld, dit wat prysenswaardig is in die oë van die Here. Let daarop, slaan ag nog steeds op hulle begeleiding in die Here. Maar nou ja, julle verstaan, dit is 'n eenvoudige begin. Kinders word aangespreek hierso, dis die seuns en dogters in die gesin, spesifiek in die ouerhuis. En nou kom ons by die belangrike vraag, wat is dit wat die Here vir julle, die kinders, wil sê? Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam. Daai woord gehoorsaam is die woord hupakuo in die Grieks. Dis belangrik dat ek dit noem, want dit verduidelik die woord vir ons so mooi. Hupa is 'n voorsetsel wat beteken onder. En akuo is die woord waarvan ons die woord akoestiek kry, wat met die gehoor te doen het. Aan die ander wyse, die gedagte agter hierdie woord is, plaas jouself onder dit wat jy hoor vanaf jou ouers. Die woord beteken om ingestel te wees op die begeleiding en die bevele van jou ouers. Is jy ingestel op julle ouers se begeleiding en bevele? Ek glo so, ek hoop so. Ja, hierso is positiewe reaksie hiervoor. En nie net ingestel te wees daarop nie, hier kom die moeilike deel, onderdanig te wees aan daai begeleiding en bevele. Dit wat julle vanaf julle ouers hoor, om getrou dit na te volg en ook dit uit te voer. Hierdie woord word onder andere ook op ander plekke in die Bybel gebruik, soos byvoorbeeld in Romeine 16 vers 9. Hierdie woordjie vir gehoorsaam, en daar word dit gebruik met betrekking tot die gemeente se gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Dit wat God vir ons deur sy woord sê, plaas ons onsself as 'n gemeente daaronder. En dit is wat daai woord beteken natuurlik. In Markus 1 vers 27 het ons ook hierdie woord. Daar word dit gebruik met betrekking tot die demone se gehoorsaamheid aan die bevele van Jesus. Dit wat Jesus selfs vir die demone beveel, moet hulle self aan onderwerp weens sy gesag oor hulle. So julle kry die idee. Nou wil ek hê julle moet blaai na Kolossense 3 vers 20. Dit is ook wat die parallelle gedeelte tot ons teks sê. En dit bevestig net die woorde van ons teks. Kolossense 3 vers 20 sê, kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Daai is so 'n ryk teks. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie gehoorsaamheid wat die Here verlang. Hoe moet daai gehoorsaamheid wees? Wat is die aard van daai gehoorsaamheid? Eerstens, dit is 'n gewillige gehoorsaamheid wat hiervan gepraat word. 'n Gewillige gehoorsaamheid. Let op wat sê die teks in jou Bybel. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam. Ek het nou net genoem, die teks sê nie vir die ouers, maak jou kinders gehoorsaam nie. Dwing hulle tot gehoorsaamheid nie. Die woord van die Here kom aan julle direk. Dit sê, kinders, neem julle die verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan julle ouers. Met ander woorde, dis 'n gewillige, 'n vrywillige optrede wat die Here van julle verwag. Dit hoef nie nodig te wees dat dit afgedwing word nie. Dit moet uit 'n blymoedigende hart kom. Ek wil wel vir die ouers sê, wanneer jou kinders baie jonk is, hier's nou 'n toepassing, jare 1 tot 7, en jou kinders se vormingsjare, wanneer hulle verwysingsraamwerk vasgelê word, is dit belangrik dat jy vir hulle die konsep van gesag leer. God se gesag en ook God gedelegeerde gesag in die verskillende sfere van die lewe, veral in die ouerhuis, dat jy dit vir die kinders
inskerp. Dit is wat die Here tog beveel in 'n teks soos Deuteronomium, hoofstuk 6, vers 6 tot 9. Jy hoef nie so toe te blaai nie. Maar net nadat die Here deur Moses die volk herinner het aan die morele wet, voordat hulle die land Kanaan ingeneem het, dan sê die Here vir die volk, hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Met ander woorde, die woord van die Here, sy morele wil en wet moet op jou hart as 'n ouer wees, sodat jy jou kind kan leer. En dan sê die volgende vers, herhaal dit vir jou kinders, praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. Met ander woorde, hou dit konstant voor aan hulle. Bind dit as 'n teken om jou hand. Laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoort, dat jy en jou kinders konstant herinner kan word daaraan. Dit was so onder die ou verbond en dit is steeds so vandag onder die nuwe verbond. Daai gesag van God moet ingeskerp word, want indien jy dit nie gaan doen in jou kleintjies nie, gaan hulle wanneer hulle groot is, later nie gewillig onderdanig wees aan jou en self hierdie teks toeëien en gehoorsaam wees daaraan nie. En hulle gaan ook rebels reageer teen die gesag wat God gedelegeer het in verskillende sfere van hulle lewe, op skool, op college of universiteit, in die werksplek, in die land en so voort. Daai is so belangrik. Dis die belangrikste Bybelse les wat jou kinders ingeskerp moet word van kleins af in hulle vormingsjare. En soos hulle groot word en dit goed geleer het en sagkens maar ferm, met liefde en met koestering begelei word, sal hulle deur die werking van God in hulle gewillig gehoorsaam, soos wat die Here van hulle verwag. DV. Kinders, 'n gewillige gehoorsaamheid, hoe lyk dit? Dink julle dit gaan gepaard met kla en teepraat? As jy kla en teepraat, is dit wys dit dat jy gewillig is? Netjie? Nee. Filippense 2 vers 14 sê vir ons, doen alles sonder om te kla, sonder om tee te praat, en is so belangrik. Daai gewillige gehoorsaamheid, dit maak die Here se hart bly. En dit laat hom glimlag oor jou. En ek sê dit vir julle want dit is so belangrik. Die Bybel leer vir ons in Romeine 14 vers 12 dat elkeen van ons sal rekenskap gee vir hoe jy geleef het op aarde, ook vir jou gehoorsaamheid aan jou aardse ouers wat die Here vir jou gegee het. Daarom is dit so belangrik, 'n gewillige gehoorsaamheid. Nou, 'n volgende aspek van hoe daai gehoorsaamheid moet wees is spesifiek. Dis 'n spesifieke gehoorsaamheid wat die Here verlang. Kyk gou weer na die teks. Dit sê daar, kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam. Julle lei af. Dis nie 'n gehoorsaamheid noodwendig aan alle ouers nie, alhoewel daar is 'n algemene onderdanigheid van jong mense teenoor ouer mense in 'n gemeente wat belangrik is. In 1 Petrus 5 vers 5 lees ons, net so moet julle wat jonk is, dis kinders, jongelinge, kleuters, jeug, jong volwassenes, julle almal, net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouer mense. En daardeur verstaan ons iets van die waarde van die geloofsgemeenskap, dat ons almal bydra tot die groei van die nuwe generasie in die wil en weë van die Here. Ons almal ondersteun daai ouers eintlik indirek om daai kinders groot te maak in die wil en weë van die Here. En die gemeenskap is so belangrik want ouers is nie geroep deur die Here om kinders apart eenkant groot te maak nie. Ons is gered uit die wêreld uit om te behoort aan die kerk liggaam van Jesus en binne in daai konteks vervul ons mandate. Ja, daar is algemene onderdanigheid, maar jou gehoorsaamheid aan jou ouers is uniek. Daar's 'n unieke verpligting op jou in jou gehoorsaamheid aan jou ouers, soos die teks sê. Wees aan julle ouers gehoorsaam.
Net noem hierso wat vir my interessant was in my voorbereiding, die woord wat hier gebruik word uit die Grieks uit vir ouers is die woord goneus wat verwys na die biologiese pa en ma, maar dit sluit ook 'n wetlike voog in. Dit is ook belangrik, 'n peetma of peetpa of 'n aanneemma of 'n aanneempa. Mense hoor dikwels dat kinders wanneer hulle aangeneem is en 'n sekere ouderdom bereik, begin sê maar ek hoef nie na jou te luister nie, jy's nie my pa of ma nie. Hierdie verse geld ook vir die voogte onder wie jy staan as jy aangeneem is. Jou peetpa, peetma, aanneemma, aanneempa, dit geld ook vir hulle. So dit is 'n gewillige gehoorsaamheid, vrywillig uit jou hart uit, met blymoedigheid. Dit is 'n spesifieke gehoorsaamheid aan jou ouers. En dan ook, hierdie is belangrik, dit is 'n omvattende gehoorsaamheid. Omvattend, dit beteken dit is in alle opsigte. Kyk, die teks kwalifiseer nie in terme van waar in die kinders gehoorsaam moet wees nie, so ons neem aan, dit is in alles. Die teks sê, kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Die parallelle teks gee vir ons so 'n bietjie hulp hierso, want dit sê vir ons baie duidelik, kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam. Hoor julle? In alle opsigte, baie belangrik. Jy toepassing maak aan ouers, skoonouers, of liewer die nie skoonouers nie, ouers en dan die voogte. Hoe jonger jou kind is, hoe meer streng gaan jou ouerlike leiding natuurlik wees. Jy gaan meer besluite vir jou kind maak met meer fermheid en verwag dat hulle jou navolg. Moenie in die lokval trap dat jy leer jou kind goeie besluite neem in die lewe as jy hom toelaat om op sy eie besluite te neem nie. Dis nie hoe 'n kind leer om goeie besluite te maak nie. Hy leer goeie besluite maak as jy binne die wil en weë van die Here vir daai kind besluite maak en hy sien hoe jy dink en hoe jy besluit en so leer hy en volg hy jou voorbeeld na later. Maar soos die kind ouer word, natuurlik daai fermheid raak sagter, daar's minder strengheid hoe ouer die kind word. Hierso is 'n ander toepassing wat ek ook wil maak vir die kinders. Die Bybel sê nou die kinders moet in alle opsigte aan hulle ouers gehoorsaam wees. Wat as jy nie met jou ouers saamstem nie? Wat dink julle moet dan gebeur? Wie wil 'n kans vat? Sê net maar jou ouers verwag iets van jou, maar jy wil dit nie doen nie, jy stem nie saam nie. Wat dink julle is die regte optrede in die oë van die Here? Hulle is heeltemal uit die veld geslaan. Hulle het nog nie so ver gedink. Dan moet jy steeds gehoorsaam wees aan jou ouers. Hoor wat die Bybel sê. Dit maak die Here se hartjie bly as jy gehoorsaam is aan julle ouers in alle opsigte. Natuurlik behalwe wanneer dit kom by sonde. Dit verstaan ons tog, want dit sê hier, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam. As julle ouers van julle verwag, en mag dit nooit so wees nie, maar as jou ouers van jou verwag byvoorbeeld om te jok, is dit reg om te jok? Nee, dis sonde. As jou ouers van jou verwag om te steel, is dit reg? Nee, dis sonde. As jou ouers van jou verwag om te beklei, is dit reg? Nee. Die Bybel sê ons moenie kwaad met kwaad vergeld nie. As iemand ons te nakom, moet ons die ander wang draai. Ons moet soos Jesus wees, wat nie teruggeskel het nie, nie terugbeledig nie. Ons moet ons vyande lief hê, vir hulle bid, hulle seën. Wanneer dit kom by sonde, dan het ons die verpligting, ook kinders, om met respek en liefde dit uit te wys vir pappa en mamma, sodat julle gehoorsaam kan wees aan julle oppergesag en die Here eer in gehoorsaamheid aan hom. Maar ek glo nie daar is enige van ons hier wat ons kinders so sal begelei nie. Mag die Here ons bewaar. Ook 'n toepassing wat ek aan die kinders wil maak is, wat as jou ouers onrealistiese of onregverdige verwagtinge op jou plaas? Dat jy voel dis onregverdig wat my ouers van my verwag. Wat dink julle moet dan gebeur?
Ek gaan volgende week so bietjie, wanneer ek met die ouers ook praat, hulle gaan ook hulle beurt kry, gaan ek bietjie meer sê vanuit die teks oor hierdie vraag, maar as jy voel dis onrealisties of onregverdig, praat met jou ouers. Ek glo daar is 'n oop kommunikasiekanaal tussen jou en jou ouers, met liefde en met respek. Gesels met hulle oor hoe jy voel. Vra vir hulle om te verduidelik. Maar wat ook al jy doen, wees gehoorsaam in alle opsigte. Die gehoorsaamheid wat die Here verwag, as ek nog ietsie mag noem, is nie net 'n gewillige gehoorsaamheid, 'n spesifieke gehoorsaamheid, 'n omvattende gehoorsaamheid nie, maar ook 'n ononderhandelbare gehoorsaamheid. Dit beteken dat dit is 'n bevel van die Here wat ons nie kan oorweeg en as ons saamstem daarmee navolg nie, ons moet dit doen as ons die Here wil eer. Die werkwoord hier in die teks is in die imperatiewe vorm vir die van julle wat nou so 'n bietjie meer verstaan al vanuit my prediking. Dit beteken is 'n opdrag van die Here en daarom in die parallelle teks in Kolossense 3 vers 20 lees ons: Kinders, julle moet. Dis 'n opdrag van die Here. Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Dis ook 'n konstante gehoorsaamheid. Ek is so bly om te sien, daar's van hulle wat se die rook trek soos hulle skryf. Dis 'n konstante gehoorsaamheid. Die werkwoord hierso is in die aktiewe teenwoordige tyd. Wat beteken dit is 'n aksie wat konstant herhaal word in die hier en nou. Dit gebeur die heeltyd. Altyd. Wees altyd, kon die teks gesê het, aan julle ouers gehoorsaam. Dit beteken aan alle tye en alle seisoene. In alle situasies en alle omstandighede, wanneer jy lus voel daarvoor, en as jy nie lus voel daarvoor nie, is dit die Here se wil dat jy gehoorsaam sal wees aan jou ouers. En dan 'n laaste punt omtrent die aard van hierdie gehoorsaamheid, is dat dit is 'n respekvolle gehoorsaamheid wat die Here verwag. Respekvol. Nou, dit het te doen met jou hartsingesteldheid. Kyk gou na die teks hierso. Vers 1 sê wat jy moet doen, vers 2 sê, of verwys na hoe, na die ingesteldheid en houding. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, dit is hoe dit hoort, eer jou vader en jou moeder. Daai woordjie eer verwys na die ingesteldheid waarmee jy dit doen. Die van opregte eerbied aan jou ouers. Ontsag, selfs vrees. Nou, ek bedoel nie bangheid nie, maar 'n gesonde vrees, 'n respek. Het jy respek vir pappa en mamma? Dit is wat die Here verwag, met respek. Kom ek gee vir julle 'n illustrasie. Wie dink julle het dit reg gekry om so gehoorsaam te wees aan sy ouers? As hy, ek weet nie wie dit gesê het nie, maar ek hoor Jesus. Ek weet nie of dit Madeleintjie was nie. My jongste dogter het nou al geleer met ons huisgodsdiens. As sy net Jesus skree op elke antwoord, dan is sy helfte van die kere reg. In Johannes, oom wil vir julle ietsie lees hierso, oor hoe Jesus altyd onderdanig en gehoorsaam was aan sy hemelse Vader. Johannes 4 vers 34, jy hoef nie so toe te blaai nie, maar die teks daarso sê, dat Jesus se woorde was, my voedsel is om die wil te doen van hom, my Vader wat my gestuur het. Met ander woorde, dit wat hom aan die lewe hou, soos kos, sy kos is om te doen wat reg is, volgens die Vader, om die Vader te gehoorsaam. Net 2 hoofstukke later sê Jesus weer in Johannes 6 vers 38, hierdie woorde, ek het uit die hemel neergedaal na die aarde, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Kosbaar, né? Jesus was altyd onderdanig. In Johannes 8 vers 29, lees ons dieselfde. Jesus sê, hy wat my gestuur het, my Vader is met my altyd, hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat vir hom aanneemlik is. Daar is die voorbeeld. Jesus is die maatstaf vir ons. En weet julle, hy was nie net so gehoorsaam aan sy hemelse Vader nie.
Hy was ook daar om gehoorsaam aan sy aardse ouers, wat die Vader hom gegee het as mens op aarde. Josef en Maria, Lukas 2 vers 51 kan julle by die huis gaan naslaan. Lukas 2 vers 51 sê dat hy was altyd ook aan sy ouers gehoorsaam toe hy groot geword het in die ouerhuis. En hy is vir ons 'n kosbare voorbeeld van dit wat ons behoort na te streef. Kom ons vra gou die derde vraag en beantwoord dit. Waarom? Waarom is dit so belangrik vir die Here dat die kinders gehoorsaam moet wees aan hulle ouers? Wie van julle kan vir my sê hoekom dit so belangrik is? Die antwoord is hier aan die einde van vers 1. Christian wil 'n langer lewe hê. Dis reg, jy's heeltemal reg, maar aan die einde van vers 1, wat staan daar? Want, daar het ons die rede want, ja, mooi antwoord, dis wat God se wet vereis. Dit was 'n bredel gewees. Dit is hoe dit hoort. Dit is hoe dit hoort. Die woord daar is dikaios, wat beteken dit, want dit is reg voor die Here, is reg in sy oë. Dis reg volgens die instelling van die gesin, hoe God die gesin geskape het om te funksioneer, en dit is ook reg volgens die gebod van die Here. Kyk, God het jou ouers as 'n gesag in jou lewe gedelegeer. Hulle staan as dit ware tussen jou en God. En hulle is God se verteenwoordigers in jou lewe. Hulle het 'n taak vanaf die Here ontvang om jou groot te maak, op te voed in die wil en weë van die Here. Ek het nou vir julle Deuteronomium 6 vers 6 tot 9 gelees. Julle onthou dit. In die Ou Testament was daar vir die ouers gesê dat hulle die waarheid, die wil van God in hulle eie harte moet bære, en dan moet hulle kinders daai waarheid leer, soos hulle die kinders grootmaak. Altyd met die kinders praat oor daai waarheid, by alle geleenthede, en daai waarheid altyd voor hulle opstel, dat hulle konstant herinner word aan daai waarheid. En dit is ook waar in die Nuwe Testament tyd, waarin ons leef. Kyk na vers 4 in hoofstuk 6. Vaders, tesame met die moeders, moenie julle kinders uittart nie, voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Die ouers het 'n mandaat. Hulle is 'n gesag in jou lewe, en daarom is dit reg in die oë van die Here dat julle self onder dit wat julle hoor by hulle plaas, onder hulle begeleiding en bevele. Daarom sê hoofstuk 6 vers 1, o kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam. In die Here, want dit is reg in die oë van die Here. Ek kan dalk net hier noem, kinders, en julle moet dit mooi verstaan. Elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk kom van God af. Dit sê Jakobus 1 vers 17 vir ons. God het jou ouers aan jou gegee, nie om jou pret te bederf nie om jou te na te kom nie, maar om jou goed te doen, om jou lief te hê, om as dit ware 'n beskermende sambreel oor jou te wees, namens die Here, om vir jou te sorg, om jou te koester, ja, om jou te dissiplineer, sodat jy goed kan leer wat reg en verkeerd is in die oë van die Here, maar ook om jou te prys vir hoe jy groei, en hoe jy toenemend gehoorsaam is aan die wil en waarheid van die Here. Dis om jou goed te doen. En God wat middelik werk, het dan die ouers gegee, jou pappa en jou mamma, as middele in jou lewe. Daarom, kinders, as ek nog 'n toepassing sommer hier kan maak, waardeer jy jou ouers vir hulle opofferings en liefde vir jou. Waardeer hulle. Sê dit vir hulle. Wees lief vir hulle. Sê vir hulle baie dankie, wanneer ook al jy kan, vir al hulle opofferings. Sien raak hoe hulle probeer om daardie taak wat die Here hulle gegee het in jou lewe te vervul. En waar nodig, vra hulp. Kommunikeer baie met hulle, vra vir hulle vir hulp, vir leiding, vir raad. As jy hartseer is, praat met hulle dat hulle jou kan vertroos of kan versterk. As iets met jou gebeur het, vertel vir hulle is jou vertroueling. Die Here het jou ouers aan jou gegee as 'n gawe. Daarom is dit reg dat jy gehoorsaam is aan hulle. Die bewys wat Paulus hier gee, en dit het Jan Hendrik nou raak geantwoord, is die 10 gebooie wat Paulus hier quoteer.
Hier in vers 2 sê hy, dadelik eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte. Dit kan op 2 maniere verstaan word. Die 10 gebooie is so opgestel dat die eerste 4 gebooie het te doen met ons liefde vir God. Die tweede helfte, die laaste 6 gebooie het te doen met ons liefde vir medemens. En die eerste van daai laaste gedeelte, jy kan dit so verstaan, die beter manier om dit te verstaan is dat van al 10 gebooie is dit die eerste gebod wat 'n belofte daarbey het, wat vir julle sê hoe belangrik dit in die oë van die Here is. Net terloops, ek het nie nou tyd om dit uit te pak nie, ek sal vir julle op ons gemeentegroep uitstuur. Dit is interessant dat is 'n apostel onder die nuwe verbond die Ou Testament wet gebruik om rigting te gee aan Nuwe Testament gelowiges onder die nuwe verbond. Daaruit verstaan ons dat die Ou Testament wet is nog relevant vir Nuwe Testament gelowiges. Ons staan nie meer onder die wet dat dit ons veroordeel nie, want Christus het die wet namens ons vervul, maar ons glo nog steeds in die 3 gebruike van die wet, dat die wet vir ons 'n rigtingwyser is, vir God se heiligheid en hoe om God te dien en eer. Die wet is vir ons 'n tugmeester na Christus ook, om vir ons laat verstaan dat ons is sondaars, sodat ons dan kan vlug na Jesus toe, ons verlosser wat ons red. En die wet dien ook as 'n inperker vir boosheid in ons samelewings en so, en ek sal vir julle ietsie uitstuur daarop. Maar Paulus verwys na die wet van die Here om hierdie punt te maak vir die kinders en te sê, dit is hoekom dit reg is, dit is hoekom dit so belangrik is, dat jy gehoorsaam is, want dit is deel van die wet van God. Daarom, as jy gehoorsaam is aan jou ouers, liewe kind, verheerlik jy God. Kyk gou na die parallelle teks weer, Kolossense 3 vers 20. Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Dis aanneemlik vir die Here en julle verheerlik hom. Ongehoorsaamheid aan ouers, kan ons daarom sê, onteer die Here. Kinders, weet julle dat wanneer Paulus skryf in die Bybel oor die erge sondes van die wêreld waarop God se toorn, sy heilige woede en sy straf rus, dat hy in daai lyste insluit ongehoorsaamheid aan ouers. In Romeine 1 vers 28 tot 32 en ook in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 en hy lys ongehoorsaamheid aan ouers saam met afskuwelike sondes soos diefstal en selfs moord, kan jy glo. Ongehoorsaamheid aan ouers onteer die Here, maar gehoorsaamheid behaag hom. Dit is vir hom aanneemlik. En daarom wil ek vir julle sê, kinders, by wyse van toepassing, moenie dit wat julle van julle ouers af hoor, die begeleiding wat hulle aan julle bied, die bevele wat hulle vir julle gee, as God se gesandte in julle lewens, moet dit nie teenstaan nie. Verwelkom dit. Buig julleself daaronder, soos die Here dit wil. En dan, daar is 2 motiverings wat die Here vir julle gee om gehoorsaam te wees. Ons is amper klaar. 2 motiverings. Christian het nou net die een raak geslaan. Hy sê hier, sodat dit goed mag gaan met jou. En ek het nou vir julle gevra, wil jy hê dit moet goed gaan met jou in jou lewe? Wil jy hê dat die Here se seën op jou moet rus? Wil jy sekuriteit en stabiliteit in jou lewe hê? Wil jy vooruitgang maak en voorspoed beleef, soos die Here dit skenk? Wil jy weerhou word van dom en dwaase besluite met slegte gevolge in jou lewe? Gehoorsaam jou ouers, wat jou groot maak in die wil en wee van die Here, want die wil en wee van die Here wat hulle julle leer, gaan jou wys maak en jou help om 'n goeie lewe te lewe, 'n gesonde lewe te lewe, 'n godvrugtige lewe te lewe, 'n godverheerlikende lewe te leef, tot eer van hom. Dit sal goed gaan met jou. En dan 'n tweede motivering, jy sal lank lewe op die aarde. Hierdie was oorspronklik, die belofte was oorspronklik gegee vir Ou Testament Israel in hulle konteks, maar Paulus dra dit oor vir die Nuwe Testament gelowige onder die nuwe verbond. Wat vir ons sê, dis steeds relevant. En die bedoeling basies hier is dat as jy gehoorsaam is aan jou ouers, sal die Here se seën op jou rus. As jy ongehoorsaam is,
dan mag daar dalk ernstige, rampspoedige gevolge vanweë die dissipline en die straf van die Here oor jou kom, wat jou lewe dalk mag verkort op aarde. Dis maar die gedagte hier agter. Wil jy dit moet goed gaan met jou? Wil jy 'n lang lewe hê op aarde? Ek glo julle het gehoor. Goed, ek wil afsluit met hierdie woorde. Is dit verstaanbaar wat ek vanoggend gekommunikeer het? Verstaan julle dit? Wat moet julle doen volgens die woord van die Here? Wie wil 'n kans vat? Wees gehoorsaam. So maklik soos dit, dis verstaanbaar. Is dit eenvoudig? Nee, dit is nie so eenvoudig nie, né? Hoekom is dit so moeilik om gehoorsaam te wees aan jou ouers? Omdat ons almal, jy ook, soos alle mense in sonde gebore is. En daar is in jou hierdie neiging in jou om te wil sonde doen. Dit is in almal van ons en spesifiek om ongehoorsaam te wees aan jou ouers. Dis deel van jou sondige natuur. Daarom sukkel jy so. En weet jy, omdat God heilig is, omdat God regverdig is, omdat God niks met sonde te doen kan hê nie, moet hy jou sonde straf. Jou ongehoorsaamheid aan jou ouers ook. Straf met die ewige dood in die hel. Dis verskriklik, né? Maar God is ook liefde. En ek wil hê julle moet dit raak hoor, omdat God ook liefde is, het hy redding bewerk vir die mens deur die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Jesus, wie God is, het 'n mens geword in ons plek, om in sondaars se plek te kom sterf aan die kruis, sodat jy nie vir jou sonde en jou ongehoorsaamheid aan jou ouers hoef te sterf en vir ewig hel toe hoef te gaan nie, maar dat jy, as jy jou geloof in Jesus plaas, vergewe kan word van alle sonde, ook elke keer wat jy ongehoorsaam was, dat jy vrygestel kan word van God se oordeel wat oor sonde kom in hierdie wêreld in, dat jy versoen kan word en in 'n regte verhouding geplaas kan word met die Vader, met ander woorde dat jy 'n kind van God kan word en dat jy die ewige lewe kan ontvang. Ek wil vir julle vra, kinders, het jy al sleg gevoel oor jou sonde en na die Here toe gegaan, vir Jesus gevra om jou te red, jou te vergewe van jou sonde, sy Gees te stuur om in jou hartjie te woon, jou 'n kind van God te maak? Het julle al? Ek wil julle uitnooi, as jy nie verstaan wat ek bedoel hiermee nie, vra jou ouers, of vra van hierdie ander hier, om vir jou die evangelie te verduidelik. En weet julle, diegene wie Jesus red en vergewe en 'n kind van God maak, hy stuur sy Gees in jou hartjie in. En dit is die Gees van God wat ons dan help om te doen wat vir ons andersins onmoontlik sou wees. Die Gees help ons om gehoorsaam te wees aan ons ouers, né? Sonder die Gees se hulp kan ons dit nie doen nie, maar met die Gees se hulp kan ons. En dit is natuurlik vir die res van julle uitvloeisel van Efesiërs 5 vers 18. Word nie deur wyn bedwelm nie, maar word vervul deur die Heilige Gees. Een van die manifesterings van die Gees se vervulling is onderdanigheid, wat ons gesien het in die huweliksverhouding, maar ook hier in die ouer-kind verhouding. Dis die Gees wat help. En ouers, as ek 'n laaste toepassing aan julle mag rig, hê begrip vir julle kinders. Ons almal struikel dikwels. Jy en ek weet hoeveel genade en geduld ons van die Here af nodig het. Kom ons verleen dit ook aan ons kinders, soos wat ons vir hulle bid en vir hulle begelei. Ek sluit af met die woorde van Spreuke 1 vers 8 en 9. Liewe seun, liewe dogter, luister na die vermaaning van jou pappa. Moenie die onderrig van jou mamma verontagsaam verwerp nie, want dit is 'n bekoorlike kraans vir jou kop en 'n halssnoere vir jou nek. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat so prakties na ons toe kom. Ag Here, ek wil tog bid dat u deur middel van die herhaling, deur middel van die Gees se werking, hierdie waarhede sal inbrand op almal van ons harte. Dat u vir ons sal help om na te dink oor hierdie dinge, veral die kinders, en dat u vir hulle sal help om verlossing te vind in Christus Jesus,
'n kind van God te word, die ewige lewe te ontvang, met die gees van kindskap wat hulle inwoon, en mag U dan ook vir hulle bystaan deur die Gees se hulp, om gehoorsaam te wees aan ouers. Asseblief. Dankie vir die woord, Here. Seën ons dan nou in die res van die verrigtinge vanoggend. Ek wil vra, Here, dat soos wat ons nou die erediens gaan afsluit met die slotlied, met die seënbede, die samesyn na die tyd, dat U dit sal wees, ter wille van U eer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.